wat vandag 'n bietjie kon verkeerd gaan, dink ek het. So, ons het 'n interessante paar weke gehad. So, eers is ons dogtertjie siek, toe raak ons seentjie siek, toe raak Dirk siek en apparently is mamma die laaste een in die huis om dit te kry, maar ons is hier. En wat toe nou vanoggend gebeur het hierso, behalwe dat my dogtertjie ma vas is en pastoor Addie actually na haar nou moet kyk op 'n ander plek. Wat toe nou actually gebeur is, die derde liedjie wat gesing het, was nie die regte een nie. So, dit het my nou so 'n bietjie gegooi, so ek weet nie hoe dit julle gegooi nie, maar dit was 'n lekker liedjie. Dit was nou nie heeltemal die in the room wat ons wou hê nie, maar kom ons gee dit op ons twee klankgirls. Dit was nie hulle skuld nie, so kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Dit was hulle eerste keer dat hulle dit doen, so woe! Shame, dit was nie hulle skuld nie, die klankmanne het alles vir hulle reg gekry en dit was verkeerde een, maar ek hoop dit is net bevestiging dat hy is in the room with ons. So, amen. So as hy vir almal gewerk het, maar dit was funny, ek hardloop daar agter na hulle toe, ek soos hierdie tannie gaan nie ophou vandag nie, want sy het gegaan vir goud, hoor. So, ja, so julle, my goed het rondgewaai, net 'n oomblik, vir papiere wat rondwaai, wat nie so moes gebeur nie, daar is hy. Okay, julle so, dis ook my eerste oggenddiens wat ek al gedoen het, so just bear with me, gelukkig is julle 'n baie inviting crowd, so baie dankie daarvoor. Dankie Rihanna, jy is te goed vir my. Okay, julle, so, ek gaan julle 'n bietjie terugvat, so ek het oorspronklik 'n hele ander diens beplan gehad vir vanoggend, en toe sê Here soos 2 weke terug, nee, ons doen nie dit nie, ons doen iets anders, en toe doen ons iets anders. So ek gaan julle vat skool toe, as jy wil, maak jou oë toe, dink aan toe jy op skool was, gaan nou 'n bietjie, in spanne opdeel. Nee, so ons staan nou in 'n groepie en jy word nou opgedeel in spanne en die kinders begin kies en ek sê ek kies vir Angie en iemand anders is soos ek kies vir Nicole en soos dit soos maar ek kies vir Jess en so gaan dit aan en jy bly staan en elke liewe persoon voor jou word gekies. En jy weet nie hoekom jy nie gekies word nie. Jy dink ek is 'n ou kuierige sportspeler, dalk nou nie die beste nie, maar okay. Ek is nie 'n bad mens nie, hoekom word ek nie gekies nie? En een vir een word die mense gekies, en jy staan. En so kom dit dat jy gekies word, maar nie oor jy hulle opsie was nie, maar oor jy die laaste een is wat staan. En ek dink dis iets wat met baie van ons gebeur in ons lewens. Ons voel nie gekies nie. Ons voel nie geliefd nie. Ons voel verwerp. En verwerping is nie dit wat met jou gebeur het nie, maar is dit wat jy begin glo oor jouself. Party van julle dink dalk dis selfvertroue, maar daai wortel lê eintlik in die verwerping wat jy iewers in jou lewe ervaar het. Want wanneer jy nie verwerping konfronteer nie, want dit kan al so jonk gebeur soos in die baarmoeder. Dit kan al so jonk gebeur soos 'n mamma wat nie haar kind wil hê nie. Jy kan al daai verwerping van die baarmoeder af ervaar. Jy kan as 'n kind daai verwerping ervaar. Jy kan as 'n tiener, as 'n volwassene, ervaar jy dit. En as jy dit nooit konfronteer nie, begin alles in jou lewe soos verwerping voel. Elke liewe ding wat in jou lewe gebeur, begin daai identiteit aanneem. Hulle antwoord nie my oproepe nie. Verwerping. Hulle kies iemand anders, voel soos verwerping. Jy word nie raak gesien nie. Verwerping. En my man se gunsteling, jy bloedtik my. Verwerping. My man love it as ek hom bloedtik. Hy love it as daai 2 blou merkies op hy WhatsApp is en ek nie reageer onmiddellik nie. So, maar vir baie mense voel 'n bloedtik, veral met jong mense, tieners, veral ervaar 'n bloedtik as verwerping. So skielik leef jy eintlik soos 'n slagoffer. Nie omdat jy wil nie, maar omdat jy nooit deur daai seer gewerk het nie. Ek was altyd 'n bietjie 'n groterige girl. Jy weet, en 'n mens embrace dit op 'n stadium. Maar ek was, en my baas sal partykeer vir my sê, jy's maar 'n bietjie van 'n acquired taste. Dan sê ek vir my, ja, rooiwyn is ook, maar dis lekker, né? So ek weet, almal van ons gaan nie van almal hou nie. En dis okay.
Maar as 'n groterige girl het ek ook daai verwerping ervaar in my lewe. Ek het ook gevoel van my vriendinne is baie mooier as ek. Almal wil hulle altyd eerste kies en almal wil hulle altyd eerste hê en dan sê ek soos hoekom kan ons nie net lief wees vir die weergawe wat ons het nie? Maar dit is nie hoe ons aan mekaar gesit is nie. En is daai klein goedjies wat dan verwerping in jou kry. Ek het so lank in my lewe met verwerping gesukkel dat toe ek my man ontmoet en hy sê vir my ek is mooi, dat ek hom nie geglo het nie. En dan sê ek so, ja, verstaan, is amper soos hy awkward, ek lag het af, van hoe kan jy vir my sê ek is mooi? Verstaan, dit is daai ding van jy het 'n idee, ek het so my identiteit rondom verwerping gaan vorm, dat ek eendag 'n ou gaan sien het en ek praat met hom en hy sê vir my, jy is al so gekondisioneer in verwerping in, dat jy tot jou broer se dood al as verwerping begin sien het. En ek sit daar, ek sê, hoe kan dood as 'n verwerping gesien word? Dis nie iets wat Jaco doelbewus gedoen het om dood te gaan nie, maar dis oor ek het elke liewe ding, het ek gaan neem as 'n persoonlike aanval op my. Ek het elke liewe situasie wat gebeur het, begin vat as 'n persoonlike aanval en as verwerping geklassifiseer. So as ons nou gaan kyk in die Bybel, sommer vroeg in die Bybel, jy hoef nie eers ver te blaai voor ons eerste rarige verwerping ervaar nie, en in Genesis 29, en spesifiek wil ek praat oor Lea se storie. So in Genesis 29 lees ons die storie van Jakob. Jakob wou baie graag met Rachel trou. Rachel is die jongste dogter van Laban en hy wil met haar trou. Hy kom daar, hy sê vir hom, hy is toen al 'n rukkie daar, hy sê vir hom, maar ek wil 7 jaar vir jou werk, sodat ek met Rachel kan trou. Daar was geen onduidelikheid, hy wil met Rachel trou, né? So, dit is nou 7 jaar gaan verby, hy werk hard, wat 'n mens nie vir liefde sal doen nie, maar almal ken die storie, Laban bedrieg hom, na 'n heerlike partytjie, en die volgende oggend raak hy wakker, en hy het met Lea getrou, die ouer sussie. So, nou is dit soos, hy is natuurlik ontstel, dit moes 'n baie lekker partytjie gewees het, julle, ek wil maar net vir julle sê, as jy nou nie weet met wat se sussie jy trou nie, moes dit 'n baie lekker partytjie gewees het. So, hy is natuurlik ontstel, sê vir Laban, jy het my bedrieg, ek wou met Rachel trou, jy het van die begin af geweet ek wil met Rachel trou. Hy sê nie, ag, wat is okay, dis nie ons kultuur, dat jy met die jongste sussie eerste trou, as die oudste sussie nog nie getroud is nie, so jy kan vir Rachel ook kry, in ruil vir nog 7 jaar se dienste, maar doen jou weekse trouverpligtinge met Lea, en dan kan jy nou vir Rachel kry. So gebeur dit, dat hy toe nou na sy weekse verpligtinge met Lea, met Rachel getrou het, en sy 7 jaar natuurlik afgewerk het, so ons praat nou 'n bietjie hier van 7 sakke sout saam opeet, maar op die ou einde het hy nou al 2 sissies. Ek wil nie daai konflik in die huis sien nie, maar hy het al 2 sissies. So basies bly Lea in 'n huis, waar sy geduld word, maar nie gekies was nie. En sy het dit geweet. Sy het van die begin af geweet, sy was nie gekies nie. So nou bly sy in hierdie huis, sy word geduld, en sy ervaar al die emosies van nie gekies nie, nie gesien nie, nie geliefd nie. So, as ons prakties na ons as mense kyk, ek dink elkeen van ons kan iewers 'n situasie onthou, waar ons nie geliefd gevoel het nie. Waar ons gevoel het, die persoon is hier, maar hulle is nie regtig hier nie, hulle is nie hier vir my nie. En ons het ook op 'n punt gekom, waar ons so hard gewerk het, om iemand se liefde te probeer wen. So, die mooi ding van hierdie storie is wel, dat die Here het gesien Lea is nie geliefd nie. Hy het gesien sy trek swaar, en hy seën haar. Hy seën haar toe met baie kinders. Hy maak vir hierdie geleentheid, om baie kinders vir Jakob te gee, maar sy kon net nie daai gevoel breek, van sy wil daai liefde hê van Jakob, sy het daai liefde probeer wen van Jakob, en selfs al het sy al hierdie blessings wat die Here vir haar gegee het sy steeds nog gehinker. So sy het begin om 'n valse identiteit
te vorm met haar verwerping. Want alles het begin gaan daaroor om Jakob se liefde te wen. Dit het gegaan oor as ek genoeg kinders kry, dan gaan my man my lief hê. Dalk gaan hy my dan raak sien. Dalk gaan hy my dan kies. Jy begin jou lewe bou rondom daai plek van ek is nie gekies nie. En ek dink baie van ons doen dit. Baie van ons doen dit. Ons werk harder en dalk gaan hulle my dan raak sien. Jy gee net meer van jouself. Dalk sal hulle my nou lief hê. Jy verander jouself om in te pas by die wêreld se idee daarvan, want dalk gaan ek dan gekies word. Jy begin dalk nou hinker na 'n plek van people pleasing. Wie van julle was al daar waar julle mense net please? Perfectionisme, overachieving, of om net heeltemal te onttrek van die mense af. En dis nie wie jy is nie, maar dis hoe jy begin oorleef het. Dis wat jy moes doen om te oorleef. Jy moes jouself verander. Jy moes mense begin please het, want dit is wat jy nodig gehad het om te oorleef. Jy begin alles deur daai lens van verwerping sien. Verwerping is basies daai ding van, as jy hom eers een keer toelaat, as hy eers een keer daai vorm in jou gevind het, dan begin jy eintlik, alles gaan dan soos verwerping begin voel. Elke liewe situasie. Ons het nou 'n bietjie vroeër daarvan gepraat, van hoe ek tot my broer se dood as verwerping begin sien het. Maar die realiteit is, dat as jy hom gaan aanhou voer, is dit waantoe dit gaan. Ek hou altyd daarvan regtig, en ek het dit ander dag met my vreespreek ook gebruik, maar dis die mees visueelste ding wat ek kan gebruik, is die chicken licken apie. En ek's jammer vir julle wat te jonk is om die chicken licken apie te onthou, maar dit was vir my so snaaks met die 2-1-2, toe kom my sussie na die tyd, sy soos, wat is die chicken licken apie? So vir julle wat nie weet wat die chicken licken apie is nie, is die klein oranje apie wat hier oppop, en soos hy hom nie voer nie, raak hy groter. Nou in ons geval voer ons dit, nee, so in ons geval raak ons apie net groter, en ons ry met hierdie apie rond, en hierdie apie gaan saam met ons werk toe, en hierdie apie gaan in ons huwelike in, en hierdie apie gaan in ons volgende verhoudings in, en hierdie apie vorm ons vriendskappe, en op die einde van die dag is dit wat jy daarmee sit. Elke keer is dit soos, hulle los my, ek word nie gekies nie, ek word uitgelaat. Jy lees elke situasie verkeerd, omdat jy nog nie deur jou seer van verwerping gewerk het nie. Nou ek gaan vir julle sê, ek is 'n volwasse vrou, amper 40, en selfs soms nou, sal daai gevoel van verwerping vir my terugkom. Ek was onlangs op 'n werkswinkel gewees, ons was voor die tyd in kamers ingedeel, kom daar tot ons bittere skok, is ons almal in een groot huis met een communal badkamer wat alles deurskyn, en ons basis sê nee, hierdie gaan nie werk nie, hulle gaan vir die dames ander kamers kry. Ek is dankie tog, want ek wil nie. En hulle kry vir ons ander kamers, en onmiddellik kom daai gevoel weer van my op van, gaan ek gekies word? Want nou word ons heringedeel. Nee, nou is ek soos, gaan een van hulle met my wil slaap? Verstaan is soos, hoe stupid is dit? Hoe stupid is dit dat daai ding nog steeds opsneek? Ek meen, ek moet net omgee waar ek my kop kan neerlê. Ek moet nie omgee wie met my deel, of wie my belangrik genoeg beskou om saam met my 'n kamer te deel nie. Maar daar is so gesegde wat hier in Bomshelter al baie lank is, en is hurting people hurts people. Ons sê dit baie. Maar hoe baie kyk ons om na anders, wanneer ons onsself seer maak? Wanneer ons eie seer, onsself seer begin maak. Ons eie seer wat nog hier binne groei, wat ons nog voed, maak ons seer. Want dit is so, as iemand seer het, is hulle geneig om ander mense seer te maak. Maar wat as daai seer jou begin seer maak, oor jy nie genees het nie? So, jy is nie veronderstel om vir mense se liefde te werk wat lief is vir jou nie. Jy is nie veronderstel om jouself te verander, om vir die mense gemaklik te wees nie, om daai erkenning van hulle af te kry nie. Want ware mense in jou lewe, gee dit net vir jou vrylik.
Hulle gee nie om of jou hare pink, pers of oranje is, of jy dalk 'n ekstra jippietjie het of nie, want hulle is lief vir jou nes jy is. En later in Genesis sien ons Lea se draaipunt. Later in Genesis sien ons, sy sê nou sal ek die Here loof. En sy het begin besef dat sy skuif van mense se goedkeuring na God se teenwoordigheid toe. En dis wat vir my so mooi is daarvan, is dat die oomblik toe sy daai shift maak, dis dit asof die penny, Dirk het laasweek gepraat van die penny drop, so kom ons drop ook nou maar weer die penny. Toe drop daai penny vir haar. Ons hoef nie te hinker na mense se goedkeuring nie, maar na God se teenwoordigheid in ons lewens. So 'n ander dag kyk ek die storie Dawid saam met my kinders, die animations, baie oulik. En daarso op 'n stadium besef Saul, okay, hy besef Dawid is die een wat gesalf is om my te vervang. En oorspronklik dink 'n mens jy sien woede. Maar hoe langer ek na hom gekyk het, hoe hy sy uitbarsting het, sien ek amper daai verwerping wat hy het in sy situasie, want hy voel so seer gemaak van ek het hierdie gedoen vir die Here. Ek het hierdie mantel opgetel vir hom en nou wil hy my vervang. En dit was die Here se wil en dit moes gebeur, maar ek kon Saul se pyn op 'n vlak sien van hy voel seer gemaak deur Dawid wat hy ingeneem het soos 'n kind in sy huis en deur die Here. En soos ek sê, almal sal dink daar's woede. Daar was definitief woede. Maar daar was ook daai seer, daai verwerping van ek was oorspronklik gekies vir hierdie rol. Nou is ek nie meer goed genoeg nie. En dit is baie keer wat ons nie verstaan nie. En Kobus het ander dag op disippelskapskool en dit is waar my hele siening van hierdie preek verander het hy die kommentaar gemaak van rejection is protection. En op daai oomblik toe sê ek soos, wow, dit is so waar. Partykeer is elke nee nie 'n verlies nie. Partykeer is elke verwerping wat jy ervaar nie vernietigend nie. Partykeer beskerm God jou. Partykeer skuif hy mense uit jou lewe uit, want hy hoor die gesprekke wat hulle het as jy nie in daai vertrek is nie. Julle, ons verstaan dit nie altyd hoekom hulle mense skuif, wat ons gedink het is ons vriende nie, en dan later aan, dan kom dit agter, want hy het gehoor wat hulle van jou sê. Hy het gehoor hoe hulle harte is teenoor jou. So, hy sluit soms deure vir 'n rede, en hy skuif soms mense. En terwyl jy huil oor wat jy verloor het, moet jy dink daaraan dat God jou dalk beskerm het van dit wat jou dalk sou breek. So kom ons kyk gou na Josef se storie ook in Genesis 37. So, Josef word verwerp deur sy eie broers. Julle, so ek dink baie van ons was al verwerp deur ons eie familie. Baie van ons was al verwerp deur baie mense na aan ons, mense wat goeie vriende is, broers, susters, ma's, pa's, ooms, tannies, man, vrou. Dit gebeur nie met iemand vreemds nie. Jy ervaar nie verwerping van die persoon wat jy nou net vandag ontmoet het nie. Sure, partykeer mense kyk kan jou laat voel, ouma, so, hier moet ek wegkom. Maar die realiteit is, jy ervaar verwerping van die mense naaste aan jou. So as ons kyk na Josef se storie, hulle haat hom, hulle verkoop hom, hulle verwyder hom basies uit die familie uit. Hulle sê soos, chom, daar gat jy, né? Maar weet julle wat die cool ding van Josef se storie? Dit het sy hele lewe anders sement. Daai insident wat sy broers aan hom gedoen het eintlik sy hele pad anders sement. Wat mense bedoel het om hom te breek, het God kom gebruik om hom op te bou. Josef was dalk verwerp deur mense, maar nooit deur God nie. En dit het hom nie gedefinieer nie, maar geposisioneer. En is so sy verwerping deur sy familie, het sy toekoms geposisioneer soos wat God dit beplan het. So, dan kyk ons in Lukas 4, vers 16 tot 30. Daar is nog 'n goeie voorbeeld van verwerping. Jesus in sy eie tuisdorp in Nasaret.
Hy kom daar aan, dis nou juist die plek waar jy veilig moet voel, nee? Jy het tussen hierdie mense groot geword. Dis nou juist waar hulle jou moet glo. Hulle ken jou dan vandat jy 'n klein snotkop laaitjie was. Maar nee, hy kom daar en hy preek vir sy eie mense. En oorspronklik was hulle bietjie geïnteresseerd. Eventually begin hulle alles bevraagteken wat hy daar sê. En verwerp hom in sy eie dorp. Hulle het hom verwerp in sy eie dorp. Maar daai verwerping het nie sy roeping gekanseleer nie, maar eerder geopenbaar. So jy probeer nog bewys vir 'n wêreld jy is worthy. Jy probeer nog mense oortuig dat kies my. Jy hinker nog na mense se aanvaarding. En jy sien elke geleentheid waar mense jou nie kies nie as 'n persoonlike aanval. Maar hier's die cool ding. Die enigste persoon wat jy wil hê met jou kies is Jesus. En hy het reeds die dag toe hy die grootste prys betaal het vir jou. Hy het op die kruis gaan sterf vir jou en daar het hy jou gekies. So jy het nie eintlik nodig om vir mense se opinies saak te maak nie. Jy hoef nie vir hulle te hinker van aanvaarding nie. Want Jesus het jou lankal gekies. So daai laaste song wat ons gesing het nou, Hi Jesus Loves van Zach Williams. Julle, daar praat hy van Jesus is lief vir die rebelle, die wegloop mense, die wie verlore is, die backsliders, die wie se drome gebreek is, die seer gekrydenes, die stikkendes, die wat skaars aanhou, die gebroke harte, die eensame is, die wat alleen sit, die outcast, die wat vasgevang is in die verlede en die wie bang is om te laat gaan. Selfs die trotse mense, die holier than thou, die wat op ander neersien, die high and mighty, die wat probeer oorbegin, die wat geoordeel het en die wat geoordeel is. Julle, ek dink elkeen van ons is in daai lysie iewers ingesluit. Ek voel nie hy het iemand iewers uitgelaat nie. Hy het nie gekom om perfekte mense te red nie. Hy het gekom om elkeen van ons te red. Hy het gekom om elke liewe een van ons, maak nie saak hoe stikkend jy is nie, maak nie saak hoe rebels jy is nie, maak nie saak hoe verwerping jy al uit mekaar uitgebreek het en dit is in 1000 Lego stukkies nie. Hy het gekom vir jou, want hy is lief vir jou. Jy is die een vir wie hy gekom het. Hy het vir jou kom sterf. Hou op hinker na die wêreld se aanvaarding. Ek weet dit is moeilik om te glo as jy partykeer voel jy het geen liefde nie. Ek weet dit is moeilik om te glo as jou lewe soms leeg voel. Maar die realiteit is, die enigste plek waar jy gaan vol raak is by sy voete. So maak nie saak watter kant van die storie jy is nie, jy is iemand wie Jesus lief het. So, kom ons maak ons oë toe. Dink aan die heel eerste keer waar jy verwerping ervaar het in jou lewe. Die heel eerste keer waar jy dalk deur 'n familielid, 'n ma, 'n pa, 'n broer, 'n suster, 'n eggenoot, 'n vriend of 'n vriendin. Dink aan daai heel eerste keer wat jy daai verwerping het. Waar het jou gevorm? Waar is daai oomblik waar jy nog die hele tyd probeer bewys ek is goed genoeg? Waar is daai een area in jou lewe waar jy nog die hele tyd probeer sê ek is goed genoeg, maar jy kry jouself net nie daar nie. Hou daai oomblik. Okay. So julle het nou daai oomblik wat julle aan vashou, wat julle daai eerste keer verwerping aangegaan het. En ons gaan nie alles vandag in een diens kan fix nie, julle. Hierdie is nie iets wat sommer net oornag gaan weggaan nie. Dit is iets wat jy oor 'n tyd saam met God moet doen. You gotta put in the work, julle. Hierdie gaan nie net wees van, hoep, is nou verby nie. Dit is, jy gaan die werk moet insit. Verwerping gebeur oor 'n tyd. So dit gaan nie net in een diens weggaan nie. Maar, sien dit as 'n fix me upper. Sien dit as daai huis wat jy het. Sien dit as daai huis wat jy intrek en jy sien die potensiaal. Sien nou jou as daai huis wat jy intrek in en jy sien daai potensiaal. En begin stap vir stap dit bou tot jy weer daai huis is wat jy gesien het die dag toe jy die eerste keer daai huis gesien het.
Bou hom stap vir stap. Dalk 'n bietjie van 'n langer projek, but it's gonna be worth it. So, ek gaan vir julle los met 4 stappe. So, nommer 1. Jy het nou die oorsprong geïdentifiseer van jou verwerping. Jy het hom geïdentifiseer, jy het hom. Jy weet waar dit begin het. So maak nie saak waar dit begin het nie. En moet nou nie te trots wees nie. Moet nou nie sê ek het geen verwerping nie. Ek dink almal van ons het een of ander vorm verwerping. So hou aan daai verwerping vas. Net vir hierdie oomblik. Okay? Identifiseer hom nou, né? Maar nou gaan jy dink wat se leen het uit daai verwerping uitgevorm. So dis punt nommer 2. Wat se leen het uit jou verwerping uitgevorm? Was dit ek is nie goed genoeg nie? Was dit ek is nie mooi genoeg nie? Was dit ek is nie maar genoeg nie? Was dit van ek gaan nooit genoeg geld hê nie, moeg nie? Was dit wat is daai leen wat daar uitgekom het? Van ek gaan nooit, niemand gaan my ooit kan lief hê nie. Of een van my gunstelinge, ek's maar so gemaak en so laat gaan. Julle mense, ons woorde dra krag. So, identifiseer die leen wat uit jou verwerping uitgekom het. Nou gaan jy dit in 'n baie klein boksie pak, né? Of 'n groot boksie afhangende van hoe groot jou situasie is. En jy gaan hom na die Here toe vat. Jy gaan stil raak en ek wil nie hê ons moet dit vandag hier een groot aksie nie, because this is very personal. Hierdie is persoonlik. Hierdie is iets wat jou tyd met die Here gaan wees. So Kobus het so ruk terug gepreek van gaan raak stil. Wanneer raak net regtig stil? Hierdie is een van daai goed. So punt nommer 3 is gaan raak stil by die Here met hierdie boksie wat jy nou gepak het. So jy het nou jou verwerping geïdentifiseer, jy het die leen geïdentifiseer wat daar uitgekom het en nou pak jy dit in daai boksie en jy vat dit nou na die Here toe. Maar dit gaan nie nou daarna net eindig nie. Dit gaan nie net wees van okay, ek het dit nou vir die Here op sy voete neer gaan sit, so hierdie gaan my nou nooit weer pla nie. Nee, suster, dit gaan jy nou juist kom pla. So nou gaan jy juist moet begin raak sien wanneer dit opkom. Jy gaan moet begin raak sien wanneer jy so reageer. Jy gaan moet begin raak sien wanneer jy in 'n spesifieke rigting gaan. So, wanneer iemand jou nie kies nie en jy voel daai gevoel, dan doen jy weer hierdie stappe. Wanneer jy nie geliefd voel nie, dan doen jy weer hierdie stappe. Wanneer jy voel ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie maar genoeg nie, ek is nie spesiaal genoeg nie, dan doen jy weer hierdie stappe. Want is dit 'n deurlopende ding? Nes ek daai tyd met my vreespreek vir julle gesê het, julle, dit gaan nie net oornag weggaan nie. En ek se voorstander daarvan om regtig vir julle te sê gaan doen dit. Elke keer wanneer jy daai gevoel weer kry wat oor jou kom, gee dit vir die Here. En weer eens, soos ek sê, julle wees bewus ook van die feit dat elke verwerping, ek wil julle weer net vir julle sê daai wat Kobus gesê het, is rejection is protection soms. Julle, ek is dankbaar vir elke liewe persoon wat ek in hierdie kerk gevind het. Lyk my vriendekring soos hy gelyk het 10 jaar terug? Glad nie. Pla dit my? Glad nie. Want hierdie is die mense wat my gedra het. So maak seker wanneer verwerping of die Here mense verwyder, verstaan jy hoekom hy dit gedoen het. En gaan gee dit net vir hom, because he knows. Hy weet. So, genesing begin wanneer jy ophou soek by mense wat net God vir jou kan gee. Verwerping het jou dalk gevorm, maar dit gaan jou nie definieer nie. Ek het baie lank vir mense gesê dat jy kan kies om jou situasie te vat en 'n slagoffer daarvan te wees en vir dit toelaat dat dit jou define, of jy kan dit vat en 1000 keer sterker aan die ander kant uitkom. So kies eerder vandag dat jy elke liewe slegte ding wat met jou gebeur het in jou lewe, elke liewe ding wat jou gevorm het tot waar jy nou is, sien dit eerder as deel van jou storie en deel van jou oorwinning en rise above it. Want die oomblik as jy besluit, this will not define me, dan gaan jy vry wees.
Ek gaan nie hier staan en 'n hipokrit wees en sê ek sal vry van elke liewe ding wat al ooit met my gebeur het nie. Maar wat ek wel vir julle kan sê, is dat ek is beslis nie dieselfde mens as wat ek was die dag van tevore nie. So Kobus het gesê in een van sy vorige preke, solank as wat jy net elke dag beter is as gister, want jy toegelaat dat die Here dit doen. Dirk het dit laasweek actually ook herhaal. So, wil julle los vandag met moenie elke situasie sien as 'n persoonlike aanval nie. Groei daaruit, leer daaruit en sien dit eerder as deel van jou storie wat jy eendag gaan gebruik om mense te dra. So ja, kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg vandag om saam te kon gesels oor u liefde vir ons, oor u totale blessings wat u net vir ons gee, u totale teenwoordigheid wat u net vir ons gee. Daai gerusstelling dat ons weet, maak nie saak wat nie, Jesus is lief vir ons, maak nie saak wat 'n verwerping of seer of pyn ons al ervaar het in ons lewe nie, dat u is lief vir ons en dis die enigste approval wat ons ooit in ons lewe hoef te hê, is u liefde, u teenwoordigheid. Gaan saam met elke liewe persoon vandag, vat hulle huis toe en daar waar hulle nog pyn het, help hulle om dit by u voete te kom neersit, help hulle om daai boksie te kom doen, en daar waar hulle die vrymoedigheid het, is hulle welkom om na die tyd te kom, dat ons vir hulle kan bid vir dit, daar waar daai pyn dalk nog lê, dalk daar daai pyn nog hinker, daar waar hulle nog hinker na people pleasing en aanvaarding van mense en nie oor kan gee aan u nie, dat ons net kan saam bid daarvoor. Maar Vader, dankie net vir elke liewe persoon hierso en vat elke liewe persoon veilig huis toe en laat die koffie lekker en warm sal wees en ek sê net vir u dankie vir elke liewe oomblik wat u vir ons wys, wat u ons gaan haal en wat u ons gebring. En ek sê net vir u dankie in Jesus naam. Amen.